Ons trek in Handelinge hoofstuk 10, soos ek laasweek vir julle gesê het. Dis uit die aard van die saak een van my gunsteling hoofstukke, weens die karakter wat in Handelinge 10 voorkom, is 'n man met die naam van Cornelius. So as ons begin daar in vers 1, daar was 'n man in Caesarea, bekend as Cornelius, 'n centurio van die sogenaamde Italiaanse cohort soldate. Nou, as ons kyk op die kaart, dan gaan dit ons bietjie help om te verstaan. Petrus, wat natuurlik ook vandag ter sprake gaan wees, is hierso in Joppe. Hy's op hierdie stadium van die geveg daarso, en Caesarea Maritima, kom ons rondom af, dis 60 kilos noord. En van wat ek al gehoor het van mense wat al Israel besoek het, dis een van die moet-besoekplekke. En Caesarea Maritima is 'n belangrike plek as ons kyk na die Nuwe Testament. En daar's 'n paar redes daarvoor as ons kyk na waar ons lees van Caesarea Maritima in die Bybel. Eerstens, ons het reeds van Caesarea Maritima gelees. As ons Filippus vat, onthou hy het afgegaan Gaza toe, die Ethiopiër is gedoop, opbeweeg en éventueel, hy's geteleport Asdod toe, en toe van Asdod af is hy op, en hy eindig toe in Caesarea Maritima. So, die rede hoekom dit belangrik is iets wat ons dalk mis. Vir al die gebeure wat vandag afspeel, waar's Filippus? Filippus is heel waarskynlik klaar in Caesarea Maritima, maar tog, en ons gaan sien, word Petrus laat haal waar hy was in Joppe. So is net 'n interessante punt wat ek noem, daar was tegnies klaar iemand, hoekom het die Here hom nie gebruik nie, hoekom moes Petrus kom? Dis 'n baie belangrike vraag as ons kyk na hierdie stuk. Dan Handelinge 10, dis waar ons vandag stil staan, gaan ons sien Cornelius, hy bly hierso in Caesarea Maritima, en dan Handelinge 12, dis op pad, ons gaan sien Herodes Agrippa die eerste het hier gesterf, en ek wil gou dalk net teruggaan. As jy kyk hierso, daar is die amfitheater. Hy's vandag nog daarso. En in hierdie amfitheater is waar Herodes Agrippa gesterf het. Dis 'n stuk wat ons by gaan uitkom. Die mense het gesê net 'n God kan so praat, en hy het hierdie eer vir God gegee en hy het dit vir homself gevat. En ek dink die skrif sê 'n engel van die Here het hom getref en die wurms het hom verteer. Hy uitgesterf, hoe dit ook al mag gewees het. Daai sien ons. Dan sien ons hierso in Handelinge 21, gaan ons ook sien dat Paulus, na sy tweede sendingreis, kom hy uit die aard van die saak ook hierso aan, en dan lê hy besoek af by Filippus, en dan laastens, voordat Paulus Rome toe gestuur is, het hy 'n redelike lang tyd ook hierso as gevangene, het hy homself hierso bevind. So, Caesarea Maritima kom 'n paar keer voor as ons kyk na die skrif. Nou, terug by vers 1. Daar was 'n man in Caesarea, bekend as Cornelius, 'n centurio van die sogenaamde Italiaanse cohort. Nou, as ons kyk na hierdie prentjie, die enigste onakkuraatheid wat daar dalk mag wees, is hierdie wat om die bene en van dit is baie keer op die arms, maar die res is redelik akkuraat. Was baie kleurvolle karakter as jy 'n centurio was. En jy kan hoor uit die woord uit, as jy dan nou ook dink, wat beteken die woord centurio? Kan jy dink aan soos 'n centurion, die stad naby Pretoria. Dit beteken letterlik, dis hoofman oor 100. Dis die letterlike vertaling van wat 'n centurion was. 'n Centurio wat in die Afrikaanse vertaling gebruik word. Ek weet daar was 'n interim vertaling wat die Griekse woord gebruik het. Die Griekse woord wat hier gebruik word is 'n hekatontarg. Maar hekatontarg klink baie ingewikkeld. So ons bly by centurio. Dit is wat hy daarso was. Nou, om te verstaan wat 'n centurio gedoen het, gaan ek 'n prentjie vir julle wys. Dit help julle. So nou gaan julle sien waar die centurios inpas.
So die Romeinse leer is 'n woord wat julle ken. Die Romeinse leer is opgedeel in legioene. Julle daai woord ook gehoor. Jesus het daai demoon uitgedryf en toe vra hy wat is jou naam? Toe sê hy sy naam is legioen, wat beteken menigte. Dis baie. Nou 'n legioen het bestaan uit tussen 4000 en 6000 soldate. Dis nie so vas presies die getal nie. En dan elke legioen het bestaan uit 10 kohorte. So daar's die eerste tot die 10de kohort wat daar so was en dan die eerste kohort, dit was die elite groep gewees. Hulle was groter as die res en dan sal jy sien dat vir elkeen van hierdie blou blokkies, as dit vir jou sin maak, elkeen van hierdie blou blokkies het dan 'n centurio gehad wat oor so 'n centurio bevel gevoer het. So jy kan jouself indink 5 en hier 6 x 9 54 plus 5 59. So daar was ongeveer 59 centurions in 'n legioen en uit die aard van die saak daar was 'n hiërargie. Dit is nou baie meer grand om 'n centurion te wees van die eerste kohort as wat dit is of die 8ste of die 9de. Maar soos ons dan kan sien, dit beteken dat alhoewel die naam beteken hoofman oor 100, dit hang af. Dit kan 'n hoofman oor 80 gewees het, maar dit was ook nie altyd presies die getal nie, maar dit kan ook hoofman oor 160 gewees het. Maar ja, dit is sommer net vir agtergrond daarso, maar dit wat julle op die bord sien is 'n legioen, bestaan uit kohorte en dan elkeen van hierdie blou blokkies noem eens 'n centuria. So centurio is die hoofman oor 'n centuria. Baie tegnies, geen vrae oor hierdie in een of ander eksamen nie, maar dit is net dat julle kan sien waar dit is. Nou wat baie mooi is en dis nogal iets wat baie in die skrif voorkom, as ons kyk na die Nuwe Testament en ons kyk spesifiek na centurios, sal ons sien hulle word baie positief uitgebeeld. Eerste een wat ons daarso kry is in Matteus 8. Nadat hy in Kapernaum aangekom het, het 'n centurio hom genader en smeekend vir hom gesê: "Here, my slaaf lê verlam by die huis en ly baie pyn." Hy het vir hom gesê: "Ek sal gaan en hom genees." Die centurio het geantwoord: "Here, ek is nie werd dat u onder my dak kom nie, maar sê net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Want ook ek is 'n man wat onder gesag staan, met soldate onder my bevel. Vir die een sê ek gaan en hy gaan, en die ander kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit." Toe hy dit hoor, was Jesus verwonderd, en hy het vir diegene wat hom volg gesê: "Amen, ek sê vir julle, by niemand in Israel het ek so groot geloof gevind nie." So hoor mooi hoe die centurio baie positief uitgebeeld word in hierdie geval. Inteendeel, daar's 'n ander evangelie. Hierdie spesifieke centurio was ook verantwoordelik vir die befondsing van die sinagoge in Kapernaum. So alhoewel hy nie 'n Jood was nie, het hy dit gedoen. En terwyl ek nou hier lees, besef ek, en dit sluit aan by ons verhaal bietjie later, wat interessant is. Hierdie centurio was nie 'n Jood gewees nie, selfs in hierdie geval. En ons gaan dit later sien. Volgens die Joodse gebruik was dit nie kosher, was dit nie aanvaarbaar vir 'n Jood om regtig iets te doen te hê met 'n nie-Jood nie. Om saam so 'n persoon in 'n huis in te gaan was totaal en al taboe, wat nog gepraat van om saam met so iemand te eet. Dit sou beskou geword het as iets wat jou onrein gemaak het. Maar kyk na die reaksie van Jesus. Die tradisie van daai tyd het gesê, jy gaan nie aan huis van 'n nie-Jood nie. Jy eet nie saam met 'n nie-Jood nie. En Jesus sê net, jou slaaf is siek, ek sal kom. Waar is hy? Ek wil hom gesond maak. Maar hoor ook mooi dan hierdie geloof wat hierdie centurio daar gehad het. Dan is daar natuurlik 'n ander centurio wat ook eintlik tot skande is van die Jode, wat ook baie mooi uitgebeeld word. Hierso, as ons kyk na Matteus 27, toe die centurio en die wat Jesus saam met hom bewaak het, die skudding en die dinge wat gebeur sien, was hulle vreesbevange en het gesê, hy was werklik seun van God. Ironies, dat die eerste persoon buite nou die kring van die disippels, alhoewel hulle het almal weggehardloop, behalwe Johannes, die eerste persoon wat hierdie openbare verklaring maak dat Jesus seun van God is, was nie 'n Jood gewees nie, was 'n centurio gewees, wat het gesien het letterlik op grond van wat aan die kruis gebeur het en wat daar so afgespeel het, al die gebeurtenisse. Maar ja, sommer net 'n lang
inleiding tot die centurios binne die Romeinse wêreld. Nou, vers 2. Hy en ook sy hele huis was godsdienstig en godvreesend. Het baie liefdadigheid aan die volk bewys en gereeld tot God gebid. Nou, ek het lank, want ek worstel met hierdie goed en dan wonder ek wat en nou so en dit en ek oordink seker van die goeters baie. En ek het in my oorspronklike notas het ek aanvanklik gesê dat hierdie centurio sou 'n proseliet gewees het. Nie 'n volle proseliet nie, onthou daar's volle proseliete en daar's 'n halwe proseliete. Die volle proseliete word besny en volg al die reëls en. Die halwe proseliete, hulle subscribe net so 50%. Maar toe dink ek by myself, as hierdie Romeinse centurio en sy gesin, as hulle het sy proseliete of half proseliete was, sou Petrus nie 'n probleem gehad het om in die persoon se huis in te gegaan het nie. So, my afleiding is die volgende. Hierdie ou was wel godvreesend en hy was iemand wat God gedien het, maar hy was nie 'n proseliet gewees nie. En dit maak net logies sin, want as hy 'n proseliet was, sou Petrus en die ander Jode geen probleem met hom gehad het nie. Dis omdat hy val onder die kategorie, en dis die term wat gebruik word in die skrif, heidene. Julle het hom. So ons het die Jode en die Grieke en dan partykeer Jode en die heidene. Hy sou beskou gewees het as 'n heiden, nie omdat hy nie glo nie daai heiden nie. Julle moet mooi hoor wat ek sê en wat ek nie sê nie. Nie heiden, hy het nie geglo in God nie. Hy het geglo in God, maar hy was nie 'n Jood nie, hy was nie 'n proseliet nie, dan word hy 'n heiden genoem. So dit help ons om hierdie verhaal net beter te verstaan. Cornelius, ons sien hy's godsdienstig, hy's godsvreesend, so hy sou heel waarskynlik, en dis wat die ironie van die saak inkom, sou heel waarskynlik ook die sinagoge besoek het, maar op die buitewyke, nie binne nie. Dit sou nie toelaatbaar gewees het nie. Maar hy het gebid tot God, en dit is merkwaardig, hoekom? Want in 'n wêreld waar die Romeine al die gode gehad het, hulle het hierdie pantheon gehad van verskillende gode wat aanbid is, het hy gekies om te sê, ten spyte van die feit dat hy nie groot gemaak is as 'n Jood nie, daar was nie aan hom monoteïsme geleer nie, hy het in dit alles gesien, maar hier's iets anders, en ek kies om die God van Israel te aanbid, wat groot is, want jy doen dit, so tegnies word jy verwerp deur die Romeinse kollegas, maar aan die ander kant, soos ons later gaan sien, is nie asof die Jode hande klap en vir jou sê, baie welkom, jy's deel van ons nie, want hy het nie julle mikwa ondergaan en proseliet ten volle daai pad gestap nie. Goed, wat gebeur toe? Ons sien daar, hy het in die 9de uur, onthou dis 3 uur die middag van die dag in 'n visioen duidelik 'n engel van God na hom sien binnekom wat vir hom sê, Cornelius. Hy het stip na hom gestaar en beangs gevra, wat is dit meneer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. So, vrees, ons sien dit die hele Bybel, as 'n engel aan iemand verskyn, is die reaksie skrik. So, dit is maar die reaksie. Saulus het afgeval, op die grond gelê, so dis nie vreemd dat daar vrees en skrik is nie. Ek bedoel, dit is wat gebeur. Gideon, moenie bang wees nie, dapper man, maar hy kruip weg onder in die parskuip, daaronder, bang vir die Midianiete. Maar die feit van die saak is, oral waar God homself openbaar, meeste van die gevalle is die reaksie is maar skrik en vrees. Maar hoor mooi en baie nederig, wat is dit meneer? Dit sal weer eens daai woord kurios heel waarskynlik wees. En dan die engel wat vir hom sê, jou gebede en jou liefdadigheid het tot 'n gedenkoffer voor God opgestyg. En die kommunikeer vir my iets van God se hart. Iemand wat God soek, God sal hom laat vind. Ek glo dit in my hart. As iemand opreg God soek, en dis hoekom baie keer kry jy mense te doen wat baie worstel met geloof. En een van die goed wat ek hulle sal sê is, hou aan soek. Moenie ophou soek nie. En hier's 'n voorbeeld daarvan. Sy hart was mooi. Maar hier's nou die moeilike deel. En ons gaan hoor by die opdrag wat hier nakom. 'n Goeie lewe
is nie genoeg nie. As 'n goeie lewe met liefdadigheid en gebede, as dit genoeg was wat hier was, dan sou hierdie engel nooit aan Kornelius verskyn het nie. So redding kan nie bewerk word op grond van 'n mooi lewe nie. Net weer eens daai waarheid. Vers 5. Stuur dan nou mans na Joppe om iemand met die naam Simon, ook bekend as Petrus, te gaan haal. Hy gaan tuis by 'n sekere Simon, die leerlooier, wie se huis langs die see staan. Toe die engel wat met hom gepraat is, weg is, roep hy 2 van sy huisbediendes en 'n godvreesende soldaat, een van hulle wat hom dien. En nadat hulle alles vertel het, stuur hy hulle na Joppe. Nou, hier's gou 'n paar vrae wat ek sal vra. Eerste vraag is, hoekom sê die engel nie net vir hom, hoor hierso Kornelius, hier's die evangelie, glo dit, word gedoop en alles is sjap nie. Hoekom moet hy vir Petrus gaan haal? Nou daar's 2 redes. 1, ons weet in die tyd al die liggaam van Christus werk nie so dat God mense bypass nie, as ek dit so kan stel. In sy soewereiniteit kies hy om deur mense te werk en dat verskillende mense moet saamwerk. Maatjies moet mooi saamspeel. Dis God se hart, eenheid in sy liggaam, dat ons hande vat en saamwerk. En is so mooi, en dit beteken, dis soos ek het al voorheen gesê, hoekom is daar die gawe van ongewone tale en klanke en die gawe van uitleg van ongewone tale en klanke? Hoekom is dit nie net sommer een persoon en alles en daar's dit nie? Want die liggaam moet saamwerk. Daar's 'n interafhanklikheid, soos ons afhanklik is primêr van God. En dan die ander vraag wat ek vroeër gevra het. Hierdie maak nie regtig logies prakties sin dat die opdrag is, gaan haal vir Petrus wat 60 kilos van jou af is, as Filippus klaar daar was, die evangelie baie goed ken, hy's in dieselfde Caesarea Maritima, hy kon op die meeste 2 of 3 kilometer gewees het van waar hierdie visioen plaasgevind het. Hoekom word Petrus laat haal? Want Petrus moes iets leer. Dis waarop dit neerkom. Daar's iets wat God aan Petrus wou openbaar, rakende die evangelie, en daarom moes Petrus gaan haal word. Vers 9. Die volgende dag, terwyl hulle op reis was en al amper by die stad, met ander woorde, dis die 2 bediendes en die soldaat, hulle is nou op pad Joppe toe, het Petrus teen ongeveer die 6de uur, so dis om en by middagete, na die dakstoep opgeklim om te gaan bid. Hy het honger geword en wou eet. Terwyl hulle besig was om die maaltyd voor te berei, het hy in geestesvervoering geraak. Ons sien wel hier 'n bevestiging van wat ons vroeër ook gesien het. Aan die heel begin hierso Handelinge 3 rond, waar Petrus en Johannes tempel toe gegaan het. En toe het ons daaroor gepraat. Die Jode van ouds het ten minste 2 keer en die werklik vrome Jode het 3 keer 'n dag het hulle gebid. So hierdie was hoe dit was. Dis middagete tyd, om en by daai tyd gaan Petrus op, dis bo, dis ook 'n redelike stil afgesonderde plek en hy het gaan bid. Hy raak honger uit die aard van die saak en hy sien nou hierdie visioen waarna ons nou gaan kyk. Hy sien toe die hemel geopen en iets soos 'n groot linnedoek wat afsak en aan sy 4 hoeke op die aarde neergelaat word. Daarin was allerhande 4-voetige en kruipende diere van die aarde en voëls van die hemel. Toe kom daar 'n stem tot hom: "Staan op, Petrus, slag en eet." Nou, wat ons hier moet verstaan, dit word nie eksplisiet daar genoem nie, maar as ons die visioen verder lees, dan sal ons sien, hier's wat nou aan die gang is. Lekker, en die van julle wat nie geëet het nie, is dit nou, en dit is nou nie noodwendig die gaafste ding wat ek hierso doen nie. Maar die feit van die saak is, wat het al die kos wat jy op daai skerm sien in gemeen? 'n Jood wat kosher is, kan niks van daai eet nie. Niks. Kom ek verduidelik gou hoekom. As baie reëls. Baie reëls. Jy kan gaan lees, is in Levitikus 1, al die regulasies. So,
uit die aard van die saak, daai is prons. Prons is uit, kreef is uit, calamari is uit, maar glad nie. As 'n kosher Jood mag jy glad nie daai goed eet nie, want dit is grondvretertjies, né? Hulle is bottom feeders. Bodemvretertjies, dis 'n mooier Afrikaanse woord, die bodemvretertjies. Nou as jy soos, maar wat's fout daarso? Suiwel en vleis mag nie meng nie. Suiwel en vleis mag nie meng nie. Jy gaan nie in Israel by 'n McDonald's 'n cheeseburger in die hande kry nie. Gaan nie. Want suiwel en vleis mag nie meng nie. Die vers, julle ken die vers, het julle al gesien? 'n kalf mag nie gekook word in die melk van sy moeder nie. Dis ek het nou baie, maar dis min of meer wat daai vers sê. 'n kalf mag nie gekook word in die melk van sy moeder nie. En ek het 'n kommentaar daaroor gelees, hoekom is dit so? En daar's 'n baie mooi verduideliking waar dit vandaan kom. Want as mens gaan kyk in Levitikus, baie keer daar's rede agter hierdie wette. Dit is nie om vreemd te wees nie. Wat simboliseer melk? Moeders, wat simboliseer melk? Het sal lewe simboliseer. Die kalf word doodgemaak. Lewe en dood kan nie meng nie. Lewe en dood kan nie meng nie. Die twee kan nie saamgaan nie. So dis 'n interpretasie van 'n Jood wat gesê het, die logiese ding daar agter is dit, en wat die Jode toe daarmee gemaak het, en hulle spesialiseer daarin om dit te doen, hulle vat dit toe baie ekstreem. So 'n kosher Joodse restaurant of 'n Joodse huis sal twee aparte afdelings hê, een kant vir suiwel en 'n ander kant vir nie suiwel. Daar's aparte messe, daar's aparte toerusting. Dit word heeltemal van mekaar geskei. Dit's baie moeite, ek jouself indink, maar dit is hoe dit gedoen word. En dis hoekom jy nie 'n cheeseburger sal kan kry in Israel by 'n kosher McDonald's nie. Dit gaan jy nie kry nie. En ons byker natuurlik ook op. Daar steek hy uit. Amper mis ek vir hom. Maar dit is ook natuurlik dit. So vark is totaal en al uit. Hier natuurlik 'n lekker pizza. Sit daar natuurlik met watter vleis dit ook al is. Die vleis kan nie gaan. Daar's ook verskillende reëls. Party sal sê hoender en kaas is nog fyn. Party sê streng hoender is steeds vleis, want hulle redeneer 'n hoender kan nie, verstaan wat julle hoor die koneksie. 'n kuikentjie word nie groot met moedersmelk nie, verstaan? So daai koneksie, maar dit hang af weer of jy Shamai of Hillel is en alles en so. En dan natuurlik hier het ons 'n lekker sushi. Gaan nie eet nie. So die feit van die saak is ook baie streng. Dis nie net van okay, jy kan rooi vleis eet en dis fyn nie. Dit gaan ook oor kosher en hoe is daai diere geslag en alles. Dit is 'n groot proses om dit te kry. Maar punt is net die mooi hieraan vir baie Jode is net dis iets wat God aan hulle openbaar het om vir hulle te sê maar julle gaan anders wees as die res. En nou moet jy ook weet, verstaan, as jy sien hoe die wêreld daar buite eet en jy soos maar ons eet anders. Waaraan dink jy onmiddellik? Waaraan word jy onmiddellik herinner? Ons doen hierdie en dit sal die hart daar agter gewees het. Ons doen dit wat in dit erken ons God. So dit is nie, ek weet julle my baie mooi hoor, nee, ek's glad nie besig om te sê, gaan gooi uit, en niks meer van hierdie nie, ek's glad nie, ek glo nie, ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is onder hierdie seremoniële wet en daar's genoeg skrif wat dit ook ondersteun, maar daar's mense wat weer baie sterk hieroor voel en wees geseënd en doen dit. Die punt is net, ons sien dit baie keer as reëls en onderdrukkend. In dit was daar iets moois gewees. Nes die Sabbat iets moois is om vir mense te sê, julle gaan anders wees as die res van die wêreld. En dan kan jy jouself indink, hoekom werk ons die 7 dae week nie? Want vir een dag sit ons dit apart, want ons is apart om op die eind van die dag by God uit te kom en hom te leer ken. Fantasties. As ek iets mis, dan is dit die bladsy wat daaronder lê. Dis sien julle is honger, julle wil gaan eet. Nee. Handelinge 10:14, maar Petrus het geantwoord: onder geen omstandighede nie, Here, wat eintlik 'n paradoks is. Nee, Here. Nee, eintlik die enigste woord wat jy kan sê voor dit is ja, Here. Dit is eintlik, jy kan nie sê nee, Here nie, maar in elk geval, maar verstaan net weer eens. Hy het so groot geword. As Petrus die ouer
apostel is. Onthou, hy was die enigste een wat getroud is en ons weet ook hy is die enigste een wat saam met Jesus belasting moes betaal het. So ons weet hy was ouer as 20 en as ons nou die som maak 33, 34 na Christus, ons is nou al 'n gawe paar jaar aan, ons trek hier om by 39, 40 na Christus. Petrus is al in sy laat 30s, vroeg 40s. Sy hele lewe lank is hy geleer om nie daai kos te eet nie. En hier sien hy die visioen en die Here sê slag en eet. So sy reaksie is te verstaan. Dan sê hy, want ek het nog nooit iets wat besoedel of onrein is geëet nie. Maar die stem het weer 'n tweede keer na hom gekom. Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie. Dit het 3 maal gebeur en die voorwerp is dadelik weer in die hemel opgeneem. Nou, wat ons vir mekaar kan sê is, hierdie het natuurlik niks uit te waai met kos nie. Dis nie waar hierdie visioen gegaan het nie. Party mense wil dit vat en 'n hele gesprek maak oor dit is nie waar dit gaan nie. Dis nie waar dit gaan nie. Onthou van laas keer, ons het Simon die leerlooier, ons weet daai is onrein. Petrus bly hierby. Ons is nou in hierdie situasie. Die Here wil iets anders kom openbaar aan Petrus. Petrus was nog aan die twyfel oor wat die visioen wat hy gesien het kon beteken, toe die mans wat deur Kornelius gestuur is, skielik by die poort aankom, nadat hulle oor Simon se huis navraag gedoen het. Hulle roep toe en vra of Simon, ook bekend as Petrus, daar tuis gaan. Spesifiek moes hulle vra ook bekend as Petrus, want Simon het daar tuis gegaan, maar dit was Simon die leerlooier. Terwyl Petrus nog nadink oor die visioen, sê die Gees vir hom, kyk, daar's 3 manne wat na jou soek. Maak gereed, klim af en gaan sonder aarzeling saam met hulle, want ek het hulle gestuur. Nou die lank en die kort is, o hier's ons. Wat is God se hart? As ons kyk na wat hierso gebeur. God se hart was van die begin af dat beide Jode en nie-Jode deel sou word. Dis waar dit gaan. Dink mooi daaroor. Genesis begin nie met die Jode nie. Genesis begin nie met die Jode nie. En ons gaan aan. Noag was nie 'n Jood gewees nie. Die Jode het eers begin, as ons regtig waar hulle eerste keer op die toneel verskyn, is eers in Genesis 12, waar God vir Abraham roep. En daar begin dit. En dit het nie gegaan oor enigiets anders nie. God het die Jode gekies, hoekom? Sodat monoteïsme deur hulle bekend sal word aan almal. Dit was van die begin af God se hart, dat alle mense hom sal ken. Nie net een nasie nie. En hoe weet ons dit? Kyk na wat Jesus byvoorbeeld sê in Johannes 10. Ek het ook ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Hulle moet ek ook lei, en hulle sal na my stem luister, en daar sal een kudde wees, en een herder. En die lank en die kort is, ons wat hierso sit, tensy ek jou verkeerd opsom en nie bewus is van waar jy vandaan kom nie, sit hierso as nie Jode. Ons is letterlik die Korneliusse van die samelewing. En dis wat dit wonderlik maak. Petrus moes besef, in hierdie oomblik, daar is 'n God in die heelal wat regeer, wat nie net wil hê die Jode moet tot bekering kom nie, maar alle mense moet hom ken. Nou wat interessant is, wat is Simon Petrus se pa se naam? Hy leef nie meer nie, maar wat was sy naam gewees? Ek gaan vir jou 'n tip gee, is Matteus 16, is daai deel waar Jesus vra, wie sê die mense is ek? En dan sê hy, wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. En dan sê Jesus vir hom, gelukkig is jy Simon Bar-Jona. Bar is Aramees vir seun. Jona. Petrus se pa se naam was Jona. Hy was Petrus seun van Jona. En die rede hoekom ek dit noem is vir die volgende rede.
As jy gaan lees in Jona 1 vers 3, ons gaan met 'n baie interessante traject, maar bly by my. In Jona 1 vers 3, maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug. Nou moet ons weer Tarsis, wie's tans in Tarsis? Dit is nou glad nie op dieselfde tydlyn nie, maar wie is in ons verhaal tans in Tarsis? Saulus is daarso. Hy is soontoe gestuur, want 15 dae was vir hom te veel in Jerusalem. Maar Jona het opgestaan om na Tarsis te vlug, weg van die teenwoordigheid van die Here af. Hy het afgegaan na Jafo en daar op 'n skip afgekom wat op pad was na Tarsis. Gou 'n interessante vraag. Jafo is die Hebreëse weergawe van watter dorp se naam? Ek hoor hom. Jaffa, ja, dit is Jaffa as sy Hebreëse naam. Wat is die Nuwe Testament? Ja, ek hoor hom. Joppe. So hoor die ironie van die saak wat hier gebeur. Dit het niks daarmee te doen dat onthou Jona was ook 'n algemene naam, maar besef gou die volgende. Petrus, seun van Jona, en Jona, albei van hulle het 'n opdrag gekry en hulle albei was in Joppe op daai stadium van die geveg. En dis interessant wat Joppe word. Joppe was vir Jona 'n manier op 'n skip te klim om weg van die opdrag af te gaan. En van Joppe af stuur God vir Petrus wat gewillig is om die evangelie te bring dat daar bekering kan plaasvind. Soos dis 'n fyn parallel. Nee, dis baie I'm stretching it widely, I know, maar dis net vir my mooi om te besef daar Jafo wat jy gaan mis, om te besef is dieselfde Joppe as waar Petrus nou so is. Goed, vers 21. En Petrus het afgeklim na die mans en gesê, kyk, dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hy weet hoekom hulle daar is, maar hy vra nog steeds. En hulle het geantwoord, Cornelius die centurio, 'n regverdige en godvreesende man, iemand oor wie die hele Joodse volk goeie getuienis gelewer het deur 'n heilige engel 'n openbaring ontvang om u na sy huis te laat kom en te luister na u woorde. Toe het Petrus hulle binne genooi en as gaste verwelkom. En nadat hy die volgende dag gereed gemaak het, het hy saam met hulle vertrek en sommige van die broers uit Joppe het hom vergesel. Besef gou-gou wat hier gebeur. 2 bediendes, soldaat. Hierdie is nie Jode nie. In 'n baie kort tydjie het iets massiefs in Petrus se hart verander. Hoekom? Want hy het pas 'n visioen gesien. Moenie dit wat ek rein verklaar het onrein beskou nie. Die reëls en tradisies en dit is 'n baie ekstreme interpretasie van die Ou Testament sal die Jode geglo het, nee, 'n nie-Jood kom nie in my huis nie. En wat doen Petrus? Hy sê kom in, ons gaan môre vertrek, maar julle gaan hier moet kom eet. Julle gaan hier moet oornag en julle gaan sien as ons éventueel gaan kom by Handelinge 11, dit wat hier gebeur, groot probleme. Jerusalem was baie ontsteld oor wat hier gebeur het, maar hy eindig mooi. Want ons sit vandag hierso. Maar die feit van die saak is, dit was kontroversieel geweest wat hierso gebeur het. Goed. En nou gaan hy Caesarea Maritima toe, vers 24, die dag daarna het hy in Caesarea aangekom. Cornelius was hulle te wagte en het reeds sy familie en naaste vriende bymekaar laat kom. Hierdie, ek lees dit nou, ek sit en dink, dis soos, Ulrich, jy sal dit ook ken as mens op uitreik gaan, of jy gaan op sending, of die klas van goeters, en jy's in 'n dorpie. Dit vat so 'n dag, dan weet almal vir 50 kilometer van die mense wat daar is. Dan wag hulle vir jou in. Hulle wag vir jou in. Dis presies wat gebeur, en dis presies wat hier gebeur. Cornelius en jy soos, julle moet kom. Want ek kan net dink hoe die storie moet versprei. Verstaan, ek het hierdie prentjie gehad en 'n engel het aan my verskyn en gesê dat haal vir Petrus en Petrus is nou op pad. Julle moet kom. Julle moet kom. En hulle was daar. Almal, familie, naaste vriende. Jy vertel net vir almal. Toe Petrus binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan, voor sy voete neergeval en hom begin aanbid. Centurio, afhangende nou watter kohort hy was, hierdie is soos dis 'n CEO tipe persoon. Hy's hoog op. En wat doen hy? Hy val neer voor Petrus en hy begin hom te aanbid. Maar Petrus het hom opgehelp met die woorde: staan op, ek self is ook net 'n mens. Nou, ons lees hierdie en ons vergeet baie keer die menslikheid van hierdie. Ek bedoel, Cornelius het die visioen gesien,
En hier is letterlik dit besig om vervulling te gaan. Ek bedoel, wat is die kans dat Kornelius uit sy eie uit sou geweet het van Petrus en dat Petrus in Joppe is? Dis nie 'n manier nie. Dis 100% goddelik. En vir Petrus aan die ander kant, hier sien hy die visioen, Heilige Gees sê vir hom, hoor hierso, hier gaan mense nou by jou toe kom en jy moet saam hulle gaan. En ek bedoel, dis die lekker deel van wat dit is om Jesus te volg. Dis 'n avontuur. Dis 'n avontuur. Ek kan dit nie anders beskryf nie. Dis 'n avontuur wat God ons saam nooi en dis 'n brokkie hier en 'n brokkie daar en in dit leer ons God ken en ons kan saam met hom partner en saam met hom hierdie pad stap. Vers 27. En terwyl hy met hom praat, het hy na binne gegaan en daar baie mense bymekaar aangetref. Hy het vir hulle gesê, en hoor mooi, nou gaan julle verstaan hoekom ek glo dat Kornelius nie 'n proseliet was nie. Anders sou hy nie hierdie gesê het nie. Julle weet dat dit vir 'n Joodse man verbode is om met iemand van 'n ander volk te assosieer of hom te besoek. God het egter aan my getoon dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder huiwering, ons kan Petrus, jy praat baie positief, daar was ek bietjie huiwering. Daarom het ek sonder huiwering gekom toe ek ontbied is. Nou vra ek, waarom het julle my ontbied? En dis ook natuurlik die interessante deel. Dit is nie regtig gesê hoekom hy moes gaan nie. Daar's gesê gaan, maar nou is dit okay, ek is nou hier, nou wat nou? Wat wel mooi is, ons lees dan Kornelius se antwoord in vers 30. Kornelius antwoord toe, 4 dae gelede was ek teen hierdie tyd op die 9de uur besig om in my huis te bid. Nou dis woordskool, ons pak 'n bietjie goeters uit. Jou Bybel mag dalk hierdie by hê. En Kornelius sê 4 dae gelede was ek besig om te vas tot op hierdie uur en die 9de uur het ek in my huis gebid. Daar is byvoorbeeld die 53 vertaling. Weet nie of van julle hom so het nie. Of die King James. And Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour and at the 9th hour I prayed in my house. En dan die English Standard Version wat dan net weer praying het. Nou, ek wil dit net deel, want dit is tog woordskool. Partykeer kan sweets lei tot party mense wat heeltemal sê maar die Bybel is verkeerd of dit of dat of so. Goed, ek verwys julle weer eens na die YouTube video, gaan soek hom Bybelvertalings, Fika Jansen van Rensburg, ons so lekker in COVID tyd het ons 'n paneelonderhoud daaroor gehad. Die lank en die kort is, nêrens op aarde gaan jy 'n oorspronklike afskrif kan kry, 'n afskrif is 'n oorspronklike eksemplaar kan kry van die Bybel, enige stuk nie, nêrens. Dit het oor tyd het dit gegaan. So wat ons wel het is, so daar's byvoorbeeld die brief wat Paulus geskryf het en dan kom dit by 'n plek en iemand kopieer hom. So daar's kopieë van dit, selfs met die Ou Testament. Dis aangeteken en daar's afskrifte gemaak en oor tyd het van die ouer afskrifte het uit die aard van die saak vernietig geraak, verbrand, tyd, wat ook al. So nou is daar nie net een weergawe. Hier is byvoorbeeld net een weergawe. Vat letterlik net hierdie teks, Handelinge 10. Jy gaan by hierdie vers uitkom en as jy na die manuskripte gaan kyk, gaan jy sien, maar sommige manuskripte het net bid in en sommige manuskripte het bid en vas in. Nou wat gebeur het, en ek noem dit want Profika het dit baie mooi verduidelik. Die King James is byvoorbeeld die teks wat hulle gebruik het om die King James uit te vertaal. Hulle praat van die majority text. Nou, hoor gou mooi, dan verstaan julle presies wat ek bedoel. Sê nou, hier's 2 weergawes. Hierdie een is reg, hierdie een het foute op. Ek sê dit gekwalifiseerd, julle gaan verstaan wat ek nou bedoel. En ek vat hierdie een wat reg is, en ek maak 10 afskrifte van hom. En ek vat hierdie een wat 'n klein foutjie op het, en ek maak 10,000 afskrifte van dit. En ons versprei dit. En oor 100 jaar moet ons bepaal wat was in daai dokument. Wat gaan jy vind as jy kyk na die meerderheid, die skrifte wat die meeste voorkom? Wat gaan jy dan sien? Jy gaan heel waarskynlik dan hierdie ene wat die fout in het, gaan jy hom raak sien. So, dis ongelukkig wat daar gebeur het tot 'n mate. Daar's net gekyk watter een van die afskrifte is die meeste.
wat nie noodwendig die beste maatstaf is om te bepaal watter manuskrip moet jy gebruik nie. Mense moet kyk na dit en probeer te kyk, maar wat was die oorspronklike, en partykeer het mense 'n kommentaar of iets bygeskryf in die tas van goeters. Nou, dit vat niks weg van die autoriteit van die skrif nie, moet dit asseblief nie, maar ek deel dit, sodat as jy op dit afkom, as jy nie soos, ja, maar die mense het die Bybel gekook en goed, dit is glad nie die geval nie. Jy kan regtig rustig wees, en in elk geval, hierdie tipe goeters kom op baie klein plekke voor. Ek weet die 2020 vertaling het baie keer sulke voetnotas. Julle onthou toe ons by Handelinge 8 vers 37 was. Jy sal sien, daar sal staan, sommige manuskripte sê, dan gee vir jou vers 37. So dit word nie weggesteek nie. En hier is dit ook. En party Bybels sal dit daar sit met 'n voetnota by wat sê sommige vertalings sal ook sê met vas. Maar hier's nog 'n ander vraag. Of dit nou net die bid was en of dit bid of vas is, wat is die slotsom wat ons in elk geval kan maak? Bid is skriftuurlik, vas is skriftuurlik. So eenvoudig soos dit. So watter vertaling jy ook al het, dit vat niks weg as ons sê hy het gevas ook nie. Wat ons wel vir mekaar kan sê, en dis altyd interessant, want ek gaan sommer net 'n bietjie ietsie sê oor vas. Jy's baie welkom om ook te gaan kyk na wat hulle noem die Didakai. Nou die Didakai, so jy die skrif, die Bybel, die Didakai is geskryf nadat baie van die apostels reeds gesterf het. En ons 'n paar hoofstukke daarin. Hulle praat onder andere oor die doop en hoe dit gebeur het. En dit gee vir jou 'n idee van hoe die kerk dinge gedoen het in die begin. En as jy daar gaan kyk, staan daar in die Didakai, laat julle vas nie wees soos die heidene nie, want hulle vas op die 2de en die 5de dag, maandag en donderdag van die week. Vas eerder op die 4de dag en die voorbereidingsdag, woensdae en vrydae. So die lank en die kort is, in die tyd van Jesus het die Jode en die vrome Jode sou hulle maandag en donderdag gevas het. Die kerk het vir jare 2 dae 'n week gevas, woensdae en vrydae. En ek deel dit altyd, want baie keer het mense vra oor hierdie. En ek sê die volgende. Ons maak vas 'n baie vreemde ding. Ons het hom al, daar's 'n studie ook daaroor gedoen wat gewys het oor eeue heen het die praktyk van vas het afgeneem, minder. En die feit van die saak is dis my hartseer, want dis iets wat deel was van 'n weeklikse ritme, kom ek gebruik die woord ritme van gelowiges se lewens. So ek deel dit weer eens as 'n uitnodiging. Ek weet Duet is lief daarvoor om in die begin van die jaar, doen dit al die jaar en is baie mooi, en is baie mooi, almal neem mooi deel en ons vas, en ons kan nou lank debatteer oor wat is vas, en party mense vas dalk net van koffie of whatever, maar feit van die saak is, maar is net so vir 'n rukkie. En vanaand wil ek sommer net 'n uitnodiging maak. Gaan bid daaroor. Gaan bid daaroor. Daar's regtig iets aan hierdie. Daar's 'n rede hoekom wel Jesus aan die een kant gesê het, gaan kyk mooi daarna in Matteus 6. Hy sê wat? Daar's 3 aspekte wat aangeraak word. Hy sê nie as jy vas nie. Hy sê wanneer jy vas. Hy sê nie as jy bid nie, hy sê wanneer jy bid. Hy sê nie as jy geld gee vir liefdadigheid. Hy sê wanneer jy dit doen. So daai 3 goeters kan ek uit Jesus se mond uitvat en sê dis beginsels van 'n Nuwe Testamentiese gelowige se lewe om te gee, om te bid en om te vas. Maar ja, gaan geniet hom, gaan lekker lees daaroor. Mag dit kom tot daai punt van uitvoering. Dis tog die belangrike deel. Maar ek kan regtig net sê daar's iets aan dit wat wonderlik is. Ons lees verder. Opeens staan daar toe 'n man in 'n stralende gewaad voor my en sê, Kornelius, jou gebed is verhoor en jou liefdadigheid het voor God in herinnering gekom. Stuur dan iemand na Joppe en laat haal Simon, ook bekend as Petrus. Hy is 'n gas van Simon die leerloier by 'n huis langs die see. Ek het toe onmiddellik mense na u gestuur en dit is goed dat u gekom het. Hier is ons nou almal in die teenwoordigheid van God aanwesig om alles te hoor wat deur die Here aan u opgedra is. Hoe mooi is dit nie? Want wat hier nou gebeur is, Kornelius sê basies, die vloer is joune, deel wat jy wil. Ons wil graag hoor wat jy te sê het. En hier val Petrus weg. En hy sê in vers 34,
Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat onsag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Nou, een van die grootste hindernisse vir die verspreiding van die evangelie in die eerste eeu was dit, Jode en nie Jode. So vir 'n paar jaar het die evangelie nou baie mooi versprei, maar dit was beperk tot wie? Jode en dan proseliete, die Ethiopiër. So dis mense wat they've already subscribed to Judaism. Maar dit was die beperkte groep gewees, want dit was aanvaarbaar gewees dat daar met hulle gemeng word as Jode. Maar nie Jode, vraagteken. En wat Petrus hierso sê is, dit gaan nie oor nasies nie. Hy sê dit gaan nie oor taal nie, dit gaan nie oor kultuur nie, dit gaan nie oor ras nie, dit gaan nie oor ekonomiese status nie, dit gaan nie oor vlak van opvoeding nie. Niks van daai wat ek nou genoem het, is vir God 'n aanvaarbare skeiding vir die verkondiging van die evangelie nie. Daar is nie by God op grond van daai terme skeiding nie. En ons wat hierso sit, is tekenen daarvan. Ons in ons eie dalk onkunde besef nie, maar as ons 2000 jaar terug gelewe het, sou die Jode ons ook vreemd aangekyk het. Sou hulle vir ons ook gesê het, maar julle is nie welkom nie. En ek dink ons vergeet daai deel. Ons dink maar, die Afrikaner was maar net altyd, nee. As ons kyk na waar ons vandaan kom, ons kyk na ons voorsate, non-Jewish believers. So dis wonderlik. En kyk hoe mooi is hierdie, want beide Paulus daarbo, want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie, Romeine 2 vers 11, en dan Jakobus die halfbroer van Jesus, wat sê, my broers, julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet so wees, dat julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dis nie waar dit gaan nie. En dan val Petrus weg en vergelyk hierdie met die boodskap wat gebring is met Pinkster en ook met die genesing van die verlamde man. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het toe hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hoor mooi hoe begin hy die evangelie. Hy is die Here van alle mense. Dis sy begin. En besef net, Petrus sou nie daai woorde 2 dae van tevore gesê het nie. Hy sou gesê het, hy is die Here van die Jode. En nou sê Petrus, nee, hy is die Here van alle mense. Julle weet wat dwars deur Judea gebeur het. Dit het begin in Galilea, na die doop wat Johannes verkondig het. Hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deurreis, goed gedoen en almal wat onder die mag van die duiwel was, genees, omdat God met hom was. Interessant hierso. Dit sou nie vreemd gewees het vir sy hoorders om te aanvaar dat daar mense was wat onder die mag van duiwels was nie. Dit was algemeen. Of jy nou 'n Jood of 'n nie Jood was nie, die werking van die bose, die werking van demoniese kragte was algemeen bekend. En wat doen hy? Hy kom wys dat Jesus kragtig is, hy het autoriteit oor die bose. Hy gaan dan aan en hy sê, ons is getuies van alles wat hy in die land van die Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Vir hom het God op die 3de dag opgewek, weer eens die getuienis van die opstanding, en beskik dat hy verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is, aan ons wat saam met hom geëet en gedrink het, nadat hy die dood uit opgestaan het. Hy maak die punt om te sê, ons is getuies hiervan. Dis nie net 'n storie nie, hier het regtig gebeur, ons het dit gesien, ons het saam met hom geëet, ons het saam met hom gedrink, ons beleef wat hy doen. En dan vers 42, en hy het ons beveel
om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat dit hy is wat deur God aangewys is as regter oor die lewendes en die dooies. Oor hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo deur sy naam vergewing van sondes ontvang. Nou wat ek net hier wil sê voordat ons aangaan, hierdie klink heelwat anders as die manier toe hy die evangelie voorheen gedeel het. Want sy gehoor is anders. En wat ons daaruit moet vat is die volgende. Daar is nie 'n standaard boodskap wat jy kan neerskryf en dis die boodskap wat jy altyd gaan deel nie. Dit hang af hoe die Here jou lei in daai omstandighede, wie is die mense wat voor jou staan. En dit beteken die evangelie gaan dieselfde evangelie wees, maar hy gaan anders verpak word, soos die Heilige Gees jou lei. Dan hierdie deel, elkeen wat in hom glo, sal deur sy naam vergewing van sondes ontvang. Dis nie 'n baie lang preek gewees nie. Handelinge 2 is baie langer, maar hy was baie effektief. Hoekom sê ek so? Vers 44. Petrus was nog aan die woord, toe die Heilige Gees op almal wat na die toespraak luister, neerdal. Die gelowiges uit die besnydenis, dis die Joodse Christene, almal wat saam met Petrus gekom het, was uiters verbaas dat die gawe van die Heilige Gees selfs op die heidene uitgestort is. So hou vas daarso, gaan hom nou mooi uitpak, want die vraag is, wat het hulle presies gesien? Wat het hulle hierso gesien? Hoor mooi, vers 46. Hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Nou hier wil ek net pause. Hierdie het ook my hele week besig gehou. En toe is dit eintlik logies, as mens daar sit en dink. Watter tale sou Petrus magtig gewees het? Eenvoudig, die maklike ene, Aramees. Hy sou Aramees gepraat het en hy sou Hebreëus verstaan het. Onthou, Hebreëus was meer die godsdienstige taal, Aramees was die spreektaal gewees. So hy sou Aramees kon gepraat het. Die ander taal wat hy ook sou kon praat, die lingua franca in daai tyd, Grieks. Hy sou Grieks gepraat het. Nou ek mag verkeerd wees. Julle gaan nou hoor hoekom ek dink sy preek in Grieks was. Dit maak net vir my sin dat hy in Grieks sou gepraat het. Cornelius en sy mense is nie Jode nie. Hulle is Romeine. So watter twee tale sou hulle heel waarskynlik gepraat het? Hulle sou Grieks gepraat het, want dit is die lingua franca, en hulle sou Latyn gepraat het, die taal van Rome. So dis hoekom ek sê, as dit Aramees en Grieks is, en Grieks en Latyn, maak dit vir my sin, dat die taal wat Petrus gepraat het, sou Grieks gewees het. Ek selfs bereid om so ver te gaan, dalk het hy Aramees gepraat, en daar was iemand wat getolk het van Aramees na Grieks toe. Of selfs van Aramees na Latyn toe. Maar nou is die vraag, vers 46, hulle het immers gehoor hoe hulle in tale spreek en God loof. Ek het lank hieroor gesit en dink. En ek gaan dit bewys en volgende keer sal ek dit verder bewys. Oor dit staan eintlik daar. Want my vraag is, wat se tale is hierdie wat gepraat word nou? Dink. Toe sê Petrus, niemand kan tog verhinder dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, met water gedoop word nie. Net soos ons. Net soos ons. Net soos ons. Ons gaan in Handelinge 11 gaan ons dit ook sien. Hier is my interpretasie en ek sal dit erken. Ek het al die jare dat ek hierdie gelees en gedink, hierdie het hulle in dit wat ons noem bid in tale en praat in tale wat dit 'n taal is wat 'n hemelse taal is, 'n Engelse taal wat uit die aard van die of 'n engeltaal wat nie verstaanbaar is nie en mense uit die aard van die saak die bidtaal en die interpretasietaal. Ek het baie jare gedink dis waarna hier verwys word. En ek glo steeds dit is 'n gawe en ek glo 1 Korintiërs 12 praat baie mooi daaroor en 1 Korintiërs 14 gee ons 'n baie mooi uitbreiding. Ek dink nie dis wat hier gebeur het nie. My vermoede is dat hierdie klomp Italianers, hierdie klomp Romeine
het ewe skielik in Aramees begin om God se naam te loof en te prys. Want dit sou 'n duidelike teken gewees het, dat mense wat Grieks en Latyn kon praat, ewe skielik in in Aramees nou praat, en die Jode wat daar was, hoor in hulle eie taal, in Aramees, wat hoor hulle? Hulle hoor dat God geloof word. Daar is nie 'n manier dat hulle sou kon gehoor dat God word geloof, as dit nie 'n verstaanbare taal vir hulle was nie. So, ek mag verkeerd wees. Dis die lekker deel van die skrif, daar's baie interpretasies, maar hierdie was iets wat my 2 dae besig gehou het. En dit het my laat anders dink oor 'n ding wat ek letterlik vir die laaste 10, 15 jaar het ek gedink, maar hierdie is eenvoudig, dis hulle het in tale begin praat, tale begin bid. Maar toe is ek net soos 2 goed. 1, hulle het gehoor die taal wat gespreek word en hulle het spesifiek gehoor God word geloof, dis die 1, en die ander ene waar hy sê hulle is net soos ons die Heilige Gees ontvang. En dan dink ek by myself, hoe het Petrus hulle die Heilige Gees ontvang? Nie in Handelinge 4 waar hulle vervul is daarmee nie, maar hoe het hulle hom ontvang? Toe hulle hom ontvang het hulle in tale gespreek. En dit was in wêreldse tale wat mense kon verstaan het. So, daar was vir my bietjie, dis wat ek geniet van hierdie woordskool, ek ontdek nuwe goeters. Weereens, ek kan verkeerd wees, maar dit pas vir my by die narratief, pas mooi. Letterlik, ek het tot en met hierdie week nie eens daaraan gedink om hierdie vraag vir myself af te vra, in watter taal het Petrus hier gepreek nie. Dis mos Afrikaans, jy lees mos Afrikaans. Nee? En almal kon Afrikaans praat. Nee, so mens dink nie aan hierdie goeters nie, maar as mens daarmee sit en jy stel PowerPoint slides op, dan wonder jy by jouself, maar Petrus is 'n Jood en hierdie mense was nie Jode nie, dis nie eers half Jode nie, hulle sou heel waarskynlik nie eers Aramees kon gepraat het nie. Maar in elk geval, punt is, Petrus het opdrag gegee dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop word. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae aan te bly. Nou wat hierdie baie mooi maak, is dat as ons kyk na die patroon in die Nuwe Testament, dan is die patroon, kom tot geloof, word gedoop, en die tyd weet julle al, dis omtrent in elke liewe hoofstuk, patroon is, kom tot geloof, wedergeboorte, bevestiging deur die doop met water, en dan daarna was daar vervulling met die Heilige Gees, wat ons daarso vind. En in die geval van die Samaritane was dit handeoplegging gewees, dis wat ons daarso sien. Wat ek hou van hierdie is, nou is ons weer by die Handelinge 2 model. Daar was nie noodwendig handeoplegging nie. Dit was letterlik net die prediking van God se woord. En in die proses kom die Heilige Gees en hy vul hierdie persone. So hier, natuurlik moes daar geloof gewees het. Natuurlik was daar 'n geloof wat reeds in Kornelius se hart geleef het. Verseker was dit daar. Maar nou begin die goeters in mekaar val en hy besef, so dis wie God is. So dit gaan oor Jesus. Want wanneer het hierdie gebeur? Hierdie het gebeur direk na die sin wat Petrus gesê het, dat vergifnis van sonde vind plaas in die naam van Jesus, en toe het die Heilige Gees op almal gekom. So ek glo dit was 'n hartsverandering, daar was geloof, en dis die een voorbeeld in die Bybel waar die volgorde omgeruil is. Waar 'n persoon wat tot geloof gekom het, eers gedoop is met die Heilige Gees, en daar's 'n paar van hulle wat dit meer kollektief gebeur het, en daarna is hulle gedoop met water. En ek het dit al 'n vorige keer genoem, die verhaal van Kornelius is een wat vir my, en ek het dit al hier ook gedeel, wat baie na in my hart is. Want dit was presies die patroon in my lewe gewees. Ek het tot geloof gekom, en ek is eers gedoop met die Gees, en eers 'n maand daarna, trots is groot, maar eers 'n maand daarna is ek gedoop met water. Maar dit is nie die standaard reël nie, en dan vra mense maar as jy nou nie dit of dat of dit, gaan jy hemel toe? That's not the right question to ask. Dis nie waar dit gaan nie. Feit van die saak is, geloof, doop met water, doop met Gees. Hoekom? Want God se hart is alle nasies. Daai deel mis ons baie keer. Dit gaan nie oor om 'n streepie te kry of vir so 'n of ander rang te klim in God se koninkryk, nie so waar dit gaan nie. Dit gaan oor bekragtiging en bemagtiging om wat te doen? Om die evangelie uit te dra na mense wat Jesus nie ken nie. So ja, dit is Handelinge
hoofstuk 10. Lekker. En dan volgende week, of nie volgende week vat ons af, en in die week daarna, kom ons by mekaar, en dan gaan ons lekker worship, gaan bietjie anderster wees as normaal, jy bring 'n bordjie kos, ons gaan eet, ons gaan kuier, ons gaan worship, en dan gaan ons dalk die Handelinge 11 so klein bietjie anderster aanpak. Jy sal ook sien, Handelinge 11 het maar 30 verse. En, ek sê dit ook nou al, ons gaan redelik vinnig deur Handelinge 11 gaan, vir die eenvoudige rede dat 'n groot deel van Handelinge 11 is Petrus wat vertel wat gebeur het in Handelinge 10. En julle weet nou klaar wat gebeur het in Handelinge 10, so ons gaan redelik vinnig kan deurbeweeg deur Handelinge 10. En is wonderlik, hulle wou argumenteer, julle gaan sien hulle wou argumenteer met Petrus oor wat gebeur het. Hy het net so 'n paar verse gesê en toe is hulle aan boord en almal was bly en hulle het God geloof en geprys dat almal ingesluit word. Ag, goed. Ek gaan vir ons bid en dan is ons klaar. Julle kan dan julle groepe lekker afsluit en gesels. Kom ons bid saam. Here, ons is lief vir U en ons dank U dat ons vanaand hier kan wees omdat U hart van die begin af was, nie net een volk nie, maar alle volke, alle tale, alle nasies. Want U het almal geskape. En dankie dat ons wat geskape is na U beeld, die voorreg het om U evangelie bekend te maak aan 'n wêreld daar buite. So Here, mag U ons harte kom vul met 'n vrymoedigheid om die goeie nuus te deel. Mag ons wees soos Kornelius, wat al sy familie nooi, al sy vriende nooi, want almal moet die goeie nuus hoor, almal moet die waarheid hoor. Mag dit wees hoe ons harte is, 'n hart wat klop saam met U vir verlorenes. Here, dankie vir 'n wonderlike kwartaal waarop ons ook kan terugkyk. Dankie vir U woord wat so ryk is aan soveel meer as wat ons ooit kan dink of droom. En Heilige Gees, ek bid dat U ons sal beskerm ook in die volgende 2 weke totdat ons mekaar weer sien. Mag U ons bewaar en mag U ons harte op U gerig hou. Mag ons liefde vir U nooit taan nie. Mag ons harte aan die brand wees vir U en vir U koninkryk. Ons loof U, ons prys U, ons eer U, ons dank U in Jesus se naam. Amen.